Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. God het jou uniek geskep vir 'n belangrike taak op hierdie aarde. 'n Taak wat hy wil hê jy vir hom moet uitvoer. Hy het in jou sekere dinge gesit, sodat jy toegerus kan wees vir hierdie spesifieke taak waarvoor hy jou geroep het. Maar wanneer jy hierdie taak gaan probeer uitvoer, kan jy seker wees dat jy teestand op die pad gaan kry. Jy gaan mense kry wat vir jou gaan sê dat jy die verkeerde persoon is, dat dit die verkeerde idee is, dat jy dit op die verkeerde manier doen. Wanneer sulke mense op jou pad kom, moet jy onthou, hulle is nie God nie. Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir die mens span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskik word. Daar is iets belangriks wat 'n mens nooit moet vergeet wanneer dit kom by jou lewensdoel nie. En dit is, hoe groter God se opinie in jou gedagtes en in jou hart, hoe kleiner word die opinies van ander mense. Die beste manier om met mense soos die te deel, is nie om hulle aan te vat nie. Moenie jou tyd en emosies mors om hulle te probeer oortuig dat hulle verkeerd is nie. En is moeilik om dit te doen, want ons wil onsself verdedig en hulle kry om saam met ons te stem. Maar die beste is om hulle net te ignoreer. Bly jy maar net gefokus op God se plan vir jou lewe. Paulus sê in Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Om dit te doen wat God op jou hart gelê het om met jou lewe te doen, moet jy onthou dat jy nie die goedkeuring van ander mense nodig het om gelukkig of suksesvol te wees nie. Die enigste een wie se goedkeuring werklik saak maak, is God se. Here, terwyl ek deur die besluite en uitdagings in my lewe beweeg, help my om U wil bo alles te prioritiseer. Mag my gedagtes, woorde en aksies altyd gelei word deur die begeerte om U alleen te behaag. Gee my die krag om vas te staan in my oortuigings, met die wete dat U opinie die enigste een is wat werklik saak maak. In Jesus naam bid ek dit.